Goeiemôre gemeente en ook hartlik welkom vanoggend aan al ons besoekers. En die besonderse geleentheid vandag begin ons wanneer ons Here nader om hom te aanbid en na hom te luister, deur hom te roep, deur te verklaar wat ons nood en afhanklikheid van hom is. En ons doen dit weer met die woorde van Psalm 16. Bewaar my, o God, want by U skuil ek. Ek het vir die Here gesê, U is my Here, vir my is daar geen goed bo U nie. En dan antwoord ons troue Here ons. Genade, barmhartigheid, vrede vir julle, van God die Vader en Christus Jesus, ons Here. Amen. Om ons antwoord dan ons Here en ons sing hartlik vir hom. Ons sing vir hom want hy is ons hoop, ons skat, ons blydskap en ons lewe. En net sy seun ontvang. So kom ons sing vir die Here. Psalm 23 en daarvan gaan ons saam sing vers 1 en vers 2. Buig voor die Here in gebed. Almagtige God en barmhartige Vader, se wonder wat ons vandag herdenk, die bittere kruisdood van ons Here Jesus Christus. Daarin sien ons U vreeslike heiligheid, U brandende toorn teen die skande van die sonde. En daarin sien ons ook U vurige liefde, U barmhartigheid wat geen grond of geen einde ken nie, dat U so ontferm oor ons. Ons prys U vir ons Here Jesus, dat ons in Hom geheilig, gereinig, geliefd mag wees. Ons prys U vir die offer wat Hy gebring het. Ons het geen hoop as dit nie vir Hom en Sy genade is nie. So daarop werp ons onsself altyd deur. Ons prys U dat U as ons herder ons weer gebring het voor U, waar ons deur U geestelik gespysig en versorg word, waar ons U kan ontmoet, U heerlikheid kan aanskou, ons harte kan vul met U lof en vir U sing.
en dan ook vir u kan luister. Met groot verwagting, groot verlange en afhanklikheid van u Gees, dat ons dan bid, lei ons wanneer ons na u woord luister. U woord is ewig, dit voed, dit bou, dit bewaar u kerk deur die eeue. Die woord is heilig. Werk dan in ons hart en gedagtes dat u woord gebere sal word, in ons verstand, maar ook in ons hart. Mag ons dit wat ons van u leer, nie net sien en verstaan nie, maar mag ons dit met alles in ons omhels en glo en lief hê. Prys u vir die skat van u woord. Prys u ook vir hoe u nie net geestelik nie, maar fisies vir ons sorg. Dat ons in totaliteit aan u behoort. Prys u vir die reën wat u gee nou. U weet hoe nodig dit is. U weet hoe afhanklik u skepping is van u wat reën gee. Elke druppel behoort aan u en val op u bevel. En daarom sal ons u prys wanneer dit reën soos nou. Ons bid dat u ook daar waar dit nog droog is en waar daar nood is, uitkoms sal gee met die reën. Wil u ook daar verligting en hulp gee. Ons bring dan ons bede voor u en bid dat dit vir u aanneemlik en welbehaaglik mag wees. Alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Voor ons saam luister na ons Here se woord, berei ons harte voor, vul ons dit met die lof van die Here. Ons saam sing Psalm 93 en daar sing ons juis van die kosbaarheid van die Here se heerskappy, sy regering. Ons sing in die besonder in vers 4 oor sy woord waarna ons nou gaan luister. Al u getuigenis, Heer, is gans getrou. Belofte woord sal u vir altyd hou. U tempel sal wat ook om ons vergaan, net soos u trou ons skendbaar bly bestaan. Psalm 93, daarvan sing ons vir die Here vers 1 en 4. Dat ons weer op hierdie naweek die kruisdood van ons Here Jesus Christus in die besonder herdenk, word ons voor hierdie een vraag gebring: waarom juis die kruis? En waarom juis die dood van ons Here Jesus? Dit is tog wat ons herdenk vandag. Die kruis. Dit is meer nog 'n simbool van die Christendom. Dit staan vir ons sentraal. Waarom dan die kruis? Dis 'n gepaste vraag. Wat is so besonders aan ons Here Jesus wat aan die kruis sterf? Hoe werk dit?
Hoe word ek verlos daardeur? Dis die vraag. Wat ons vind wanneer ons hierdie vraag vra, is dat ons te maklik met te min tevrede is. Baie sal maklik en eenvoudig kan antwoord, ek is 'n sondaar, en deur Jesus wat aan die kruis sterf, word ek verlos van my sonde. Goed en waar. Maar die probleem is, baie stop dan daar. Eenvoudig net dit. Dis genoeg om te weet, genoeg om te verstaan. En ons grou dan nie dieper. Vra nie vra, soek nie meer, verlang nie om die wysheid en die heerlikheid van God in die kruis van Christus te sien nie. Dalk voel ons dit is te moeilik om te doen, te moeilik om dieper te delf in die kruis. En dis net vir die predikante en teoloë. Dalk gee ons net nie om nie. Dalk is ons vergenoegd met die bietjie kennis wat ons van die kruis het, die bietjie wat ons verstaan, omdat ons nog nooit werklik die diep rykdom en die heerlike soetheid van die kruis geproe het nie. Daarom is ons tevrede met dit wat ons ken en verstaan, alles het min. En wat ook al die rede is, hierdie tevredenheid met so min begrip en verstaan van die kruis lei tot geestelike armoede, uiterse armoede. Ons het die evangelie van ons verlossing, die kruis van Christus, nie so lief soos ons behoort te hê nie. Want ons verstaan nog nie die rykdom daarvan nie. Of ons het Christus nie so lief soos ons behoort te hê nie. Want ons verstaan nog nie die diepte van sy kruis en van versoening nie. Ons is met hart en siel nie oorgegee en toegewy aan God nie, want ons het nog nooit werklik onder die indruk gekom van wat dit beteken dat ek versoen is met God nie. Ons worstel met vrae soos, het ek genoeg vir God gedoen? Sal hy my vergewe? Sal hy my hart mooi genoeg vind aan die einde? En die probleem is dit. So baie het nog nooit dieper gegaan, gesoek en besin oor die kruisdood en offer van ons Here Jesus Christus nie. So die vraag dan vir jou, gelowige broer, suster en kind, wat verstaan jy het gebeur by die kruis van Christus? Wat het daar gebeur? Hoe werk dit? Wat is die hart van die kruis? Dis waarna ons vanoggend gaan kyk. Wat het by die kruis gebeur? Hoe werk dit? Hoe word ons verlos juist deur die kruis? Of 'n ander manier om te vra, waarom was die kruis nodig? Van alle dinge. Waarom? Ons gaan dit doen deur na 2 tekste te kyk. Een is 'n fondasieteks, Levitikus 16. En daarna Hebreërs 9 vers 1 tot 14, waar die skrywer dan hierdie gebeure in Levitikus 16 vat en dit verklaar met die oog op Christus. So julle kan saam met my oopmaak by Levitikus 16, waar ons saam na die hele hoofstuk gaan luister. Hierdie hoofstuk vanuit Levitikus is sekerlik een van die belangrikste hoofstukke in die Bybel vir jou om te verstaan wat by die kruis van ons Here Jesus Christus werklik gebeur het. Hoe dit werk, hoe dit ons verlos. Luister dan saam na Levitikus 16 vanaf vers 1. En die Here het met Moses gespreek na die dood van die 2 seuns van Aaron wat gesterf het toe hulle voor die aangesig van die Here nader gekom het. En die Here het aan Moses gesê, spreek met jou broer Aaron dat hy nie ter enige tyd moet ingaan in die heiligdom nie, binnekant die voorhangsel, voor die versoendeksel wat op die ark is, sodat hy nie sterwe nie. Want ek verskyn in die wolk op die versoendeksel. Hiermee moet Aaron in die heiligdom ingaan, met 'n jong bul as sondoffer en 'n ram as brandoffer. Hy moet 'n heilige linne rok aantrek en 'n linne broek moet oor sy vlees wees, met 'n linne gord moet hy hom gord en 'n linne tulband moet op sy hoof wees. Dit is heilige klere.
En hy moet sy liggaam in die water bad en dit aantrek. En van die vergadering van die kinders van Israel moet hy 2 bokramme as sondoffer en 1 ram as brandoffer neem. Dan moet Aaron die sondofferbul wat vir hom bedoel is, aanbring en vir hom en sy huis versoening doen. Hy moet ook die 2 bokke neem en hulle voor die aangesig van die Here stel by die ingang van die tent van samekoms. En Aaron moet oor die 2 bokke die lot werp, 1 lot vir die Here en 1 lot vir Asasel. Dan moet Aaron die bok aanbring waar die lot vir die Here opgekom het en hom as brandoffer berei. Maar die bok waar die lot vir Asasel opgekom het, moet lewendig voor die aangesig van die Here gestel word, om oor hom versoening te bewerk, deur hom vir Asasel in die woestyn te stuur. Aaron moet die sondofferbul wat vir hom bedoel is, laat aankom en vir hom en sy huis versoening doen. Hy moet die sondofferbul slag wat vir hom bedoel is, en die vuurpan vol gloeiende kole van die altaar voor die aangesig van die Here wegneem. Daarby 2 hande vol fyn gestampte reënwerk van reukwerk van speserye en dit binnekant die voorhangsel bring. En hy moet die reukwerk op die vuur lê voor die aangesig van die Here, dat die volk van die reukwerk die versoendeksel wat op die getuienis is, kan oordek, sodat hy nie sterwe nie. En hy moet van die bloed van die bul neem en dit met sy vinger op die versoendeksel aan die ooste kant sprinkel. En voor die versoendeksel moet hy 7 maal met sy vinger van die bloed sprinkel. Dan moet hy die sondofferbok slag, wat vir die volk bedoel is, en sy bloed binnekant die voorhangsel bring, en met sy bloed doen soos hy met die bloed van die bul gedoen het. Hy moet dit sprinkel op die versoendeksel en voor die versoendeksel. So moet hy dan vir die heiligdom versoening doen vanweë die onreinhede van die kinders van Israel en vanweë hulle oortredinge, want wat hulle sondes ook al mag wees. So moet hy dit ook doen vir die tent van samekoms wat by hulle te midde van hulle onreinhede woon. En niemand mag in die tent van samekoms wees as hy ingaan om in die heiligdom versoening te doen, totdat hy uitkom nie, en versoening gedoen het vir hom en vir sy huis en vir die hele vergadering van Israel. Dan moet hy na die altaar uitgaan wat voor die aangesig van die Here is, en daarvoor versoening doen. Hy moet van die bloed van die bul en van die bloed van die bok neem en dit rondom aan die horings van die altaar stryk en met sy vinger van die bloed 7 maal daarop sprinkel. So moet hy dit dan reinig en heilig van die onreinhede van die kinders van Israel. En as hy die versoening van die heiligdom en die tent van samekoms en die altaar voleindig het, moet hy die lewendige bok laat aankom. En Aaron moet sy 2 hande op die kop van die lewendige bok lê en oor hom belydenis doen van al die ongeregtighede van die kinders van Israel en al hulle oortredinge, wat hulle sondes ook al mag wees. En hy moet die op die kop van die bok lê en hom deur 'n man wat gereed staan na die woestyn toe stuur. So moet die bok dan op hom al hulle ongeregtighede na 'n woeste land wegdra. En hy moet die bok in die woestyn los. Dan moet Aaron in die tent van samekoms ingaan en die linne klere uittrek wat hy aangetrek het toe hy in die heiligdom ingegaan het en dit daar neer lê. En hy moet sy liggaam op 'n heilige plek in die water bad en sy klere aantrek. Dan moet hy uitgaan en sy brandoffer en die brandoffer van die volk berei, om vir hom en vir die volk versoening te doen. Ook moet hy die vet van die sondoffer op die altaar aan die brand steek. En hy wat die bok vir Asasel weggedrywe het, moet sy klere was en sy liggaam in die water bad, en daarna mag hy in die laar kom. Maar die sondofferbul en die sondofferbok waarvan die bloed ingebring is, om versoening te doen in die heiligdom, moet hulle buitekant die laar uitbring, en hulle velle, hulle vleis en hulle mis moet met vuur verbrand word. En hy wat dit verbrand, moet sy klere was en sy liggaam in die water bad, en daarna mag hy in die laar kom. En dit moet vir julle 'n ewige insetting wees. In die 7de maand, op die 10de van die maand, moet julle heel verootmoedig en geen werk doen nie, die kind van die land sowel as die vreemdeling wat onder julle vertoef. Want op hierdie dag moet hy vir julle versoening doen om julle te reinig van al julle sondes
moet julle voor die aangesig van die Here rein word. 'n Dag van volkome rus moet dit vir julle wees, en julle moet julle verootmoedig. Dit is 'n ewige insetting. En die priester wat gesalf en aangestel word om in die plek van sy vader die priestersamp te bedien, moet die versoening doen. En hy moet die linne klere, die heilige klere aantrek en versoening doen vir die allerheiligste. Ook moet hy vir die tent van samekoms en die altaar versoening doen, en vir die priesters en die hele volk van die vergadering moet hy versoening doen. En dit moet vir julle 'n ewige insetting wees, om vir die kinders van Israel weens al hulle sondes eenmaal in die jaar versoening te doen. En hy het gedoen soos die Here Moses beveel het. Tot sover. Dis 'n lang teks, maklik om verward te raak van wat presies hier aangaan. Bietjie agtergrond wat ons hier vind is die groot versoendag, Yom Kippur, soos wat die Jode dit noem. Die Here het reeds in sy wet vir sy volk 'n klomp wette en reinigingswette gegee, offers, hoe om die offersisteem te hanteer. Maar hier stel die Here 'n besonderse geleentheid in. Die groot versoendag, dit sal eenmaal per jaar geskied. Elke jaar, waar die hoëpriester Aaron dan voor God vir die ganse volk versoening doen. En hierdie versoendag, met mooi te verstaan, het plaasgevind in die tabernakel. Tabernakel was 'n groot tent, en binne hierdie groot tent, so nader as wat jy gaan na binne toe, word dit al hoe heiliger, en die toegang word al hoe meer beperk. Ons hoor van die tabernakel, dat is die buitehof of die voorhof wat bekamp is, en daar mag die hele volk van Israel ingaan en beweeg, en daarso is altare en waskomme vir die offers en die reiniging. En dan hoor ons daar binne is die heiligste, die heiligdom. Daar binne mag net die priesters gaan, om hulle priesterswerk te doen, die priesters wat staan tussen God en die mens. En daar binne is die allerheiligste waarvan ons so baie gelees het nou. Die allerheiligste, daar mag net die hoëpriester ingaan. Net eenmaal per jaar. Want in die allerheiligste was die verbondsark van God. Houtkis met goud oorgetrek, op die deksel gerubs, dis sy troon. Hy is teenwoordig daar op die versoendeksel in die wolk van sy heerlikheid. En daarom mag net die hoëpriester, daai eenmaal per jaar, om versoening te doen daar ingaan. So brandend is die Here se heilige teenwoordigheid, dat hy nie eers gesien kan word nie, daardie ark. Voor die ark wat omskei van die heiligdom, van die heiligste, is 'n groot gordyn, genoem die voorhangsel. En kyk saam met my na hierdie teks in Levitikus, om dan te verstaan, 'n beter prentjie te kry van presies wat hier aangaan. Ons gaan dit opdeel in kleiner dele, en dan kyk ons kan sin maak van presies wat die volgorde hier is. In die eerste 2 verse word die probleem vir ons geskep. God is brandend heilig, maar ons, die mens, is onrein, sondig, onheilig, en dus is daar skeiding tussen God en die mens. Ons kan hom nie nader nie by hom wees nie by hom lewe kry nie. Hy is heilig, ons is nie. Dis die probleem van die mens deur die eeu. Die mens se probleem is nie dat hy beter geleer moet word, beter opgevoed moet word, en dan sal hy beter wees, dan sal sy probleem opgelos word, want die probleem setel in sy verstand. Die probleem van die mens is nie dat hy net beter en meer volgens die wil van God moet lewe, asof die probleem setel in sy dade nie. Die probleem van die mens is nie dat hy God en sy naaste nie lief genoeg het nie, asof die probleem in sy hart setel selfs nie. Die probleem van die mens is dat weens sy sonde is hy onrein. Hy's onheilig. En hy kan nie die lewende heilige God nader nie.
die bron van lewe en vreugde en volheid, is verwyder van die mens af. God is brandend heilig en te gevaarlik om te nader, dodelik om te nader. Daarom sê God dan vir Aaron deur Moses hierso in die eerste 2 verse, moenie sommer net enige tyd by my heilige teenwoordigheid inkom nie. Jy's onrein, jy sal sterf. As jy inkom na my teenwoordigheid, dan doen jy dit op my bevel, volgens my voorskrifte, of jy sal sterwe. Die sonde het skeiding gemaak tussen God en mens. Dis die probleem. In die volgende 4 verse gee God dan spesifieke opdragte van wat Aaron moet doen, daai 1 keer per jaar wanneer die Here hom innooi in die heiligdom in. Selfs die hoëpriester Aaron, geheilig om in God se diens te staan, is onrein, want hy's 'n mens. Hy's sondig. Daarom moet hy homself eers reinig met offers en wassinge vir sy eie sonde, en hy moet spesiale klere aantrek. En dan vers 7 tot 10 beskryf dan die 2 bokramme wat geoffer moet word vir die volk. Die lot moet gewerp word oor hierdie 2 bokke. Een van die bokke moet geoffer word vir die Here, en die ander bok is vir Azazel. Nou Azazel is nie 'n persoon of 'n demoon of 'n duiwel wat daar in die woestyn in die dorre land bly nie. Azazel hier verwys na 'n term. Dis 'n term wat gebruik word wat beteken om weg te stuur, om te verwyder, om weg te vat, uit die midde uit weg te kry. So 1 bok vir die Here om te offer en 1 bok om weg te stuur, weg te vat en te verwyder. En dan kom ons by die hart van hierdie dag, die hart van hierdie hoofstuk, vers 11 tot 22. Hierdie offers word gebring. En kyk wat gebeur tussen God en die volk met hierdie offers. Die kern, bloed moet vloei om die sondige mens te versoen met die heilige God. Vir die mens om met die heilige God versoen te word, vereis dat daar moet betaal word vir die sonde en die skande wat die mens gedoen het, vir die onreinheid op sy siel. God se wraak moet bevredig word. Straf moet geskied, en die straf is die dood. Dis wat die sonde kos. Kos lewe. Hoe nodig is dit weer eens vir jou om dit te sien? Het gaan so lig om met sonde, so maklik. Het is maar 'n klein sonde. Almal doen dit. Sien raak wat sonde kos. Dit kos lewe. Vir die aanstoot en die skuld wat teenoor God gepleeg is in sonde, moet sy wraak bevredig word. Dit kos die lewe. Indien nie die mens sy eie lewe nie, dan die van 'n plaasvervanger. Dis wat ons kry met hierdie bokke. Die eerste bok, die een vir die Here, word geoffer. Eers gaan Aaron in die allerheiligste, daar verskyn hy voor die heerlikheid van God, en dit is so besonder om te sien. Hy moet reukwerk vat wat rook maak, sodat wanneer hy ingaan, dat die rook die allerheiligste vul, sodat hy nie sterf weens die heerlikheid van die Here wat op daardie ark is nie. Sidderend moet hy voor die Here verskyn met hierdie reukwerk en met die bloed van 'n offerbul vir sy eie sonde. As hy hierdie taak gaan doen, moet hy eers gereinig word. En hy gaan in en die offerbul se bloed word gesprinkel daar voor die Here op die versoendeksel van die ark. En daar is Aaron self besig om hierdie waarheid te proe. Vir my onreinheid moet bloed vloei. As nie my eie nie, iets andersin, 'n plaasvervanger. Sprinkel die bloed vir sy eie onreinheid. En dan gaan hy 'n tweede keer die allerheiligste binne voor God.
En hy gaan om versoening te doen nou vir die sondes van die volk. Die bok word geslag onder die vloek en wraak van God oor die sonde en onreinheid van die volk. Die bok gee sy lewe sodat die volk nie hulle lewe hoef te gee nie. En die bloed word gevat na die ark toe, voor die Here, om daar versoening te doen. En dan die tweede bok vir Asazel, of vir verwydering. Hy word gebring. Die hoofpriester Aaron plaas sy hande op die hoof van die bok. Hy bely die volk se sonde, hulle oortredinge, hulle hardnekkigheid, hulle afwyking van die wet van die Here, hulle liefde vir die wêreld bo hulle liefde vir die Here. Hy bely dit op die hoof van daardie bok, en so plaas hy die skuld, die sondes en ongeregtighede van die ganse volk op daardie bok. En saam met die sonde van die volk ook die wraak en die vloek van God wat dit toekom. Plaas hy op die hoof van die bok, so waar ons die uitdrukking die sondebok vandaan kry. Vir iemand wat in die skuld is, of heeltyd in die skuld is. Iemand neem dan hierdie bok met die sondes van die volk uit die tabernakel uit die laar uit, weg voor die aangesig van die Here. Dit moet verwyder word hierdie sonde, en weg van sy volk af. Dat hulle onreinheid en skuld nie meer onder hulle is nie, uit die laar uit, na 'n verlate plek. So dra hy dan die sondes, die skuld, die onreinheid van die volk, saam met hom weg. Hy neem God se vloek van die mense af weg, uit die laar. En daar, weg, buite die laar, weg van die mens af. Daar sal God se donderende wraak vergeld word en neerkom op die bok en nie hier op die volk vir hulle sondes nie. En dan laastens van Levitikus beskryf vers 23 tot 34, hy laaste gedeelte, hoe daar verdere reiniginge was na die offer, maar dat hierdie offer jaar vir jaar op dieselfde tyd weer moes plaasvind. En dit los die volk met hierdie boodskap. Ons is rein sodat die heilige God in ons midde kan woon, sodat ons lewe by hom kan hê, sodat ons nie meer van hom geskei hoef te wees nie. Maar dis nog onvolledig. Ons kan nie die heiligdom binne gaan nie. Ons kan nie die ark binne gaan nie. Ons gaan nog steeds sterf as ons voor haar ark kom. Dis onvolledig. Maar hierso sien ons wat versoening is en beteken. En waarom dit nodig is. Die mens moet versoen word met God. Hy het 'n plaasvervanger nodig om die onreinheid en straf vir sy sonde dra in sy plek, sodat hy nie hoef nie. Dis die probleem van die mens. Hy het 'n lewe nodig, bloed wat vloei vir sy sonde, om die wraak van God te bevredig. En hy het nodig dat sy sonde van hom afgehaal moet word, weggevat moet word en weg uit sy teenwoordigheid, weg voor die aangesig van die Here af, sodat hy kan deel hê aan die heilige God en lewe by hom. Nou, blaai saam met my na Hebreërs 9. Hier kyk die skrywer na die groot versoendag, na dae wat in Levitikus 16 gebeur het, en hy sien dis nie net 'n Joodse ritueel nie, een van die reinigingsdinge vir die volk nie. Hy sien, daar word die kruis van Christus verduidelik. Daar word die gronde gelê van hoe ons versoen word deur die kruis van Christus. Die kruis van ons Here Jesus Christus, wat ons met God versoen, word eers dieper verstaan wanneer ons sien hoe dit hier op Levitikus 16 bou. Ons luister saam na Hebreërs 9, vers 1 tot 14. So het dan die eerste verbond sowel verordeninge vir die erediens as ook aardse heiligdom gehad. Want die tabernakel is so ingerig. Die eerste waarin die kandelaar was en die tafel en die toonbrode wat die heilige genoem word. En agter die tweede voorhangsel
die tabernakel wat genoem word die allerheiligste, waarin 'n goue wierookbak was en die ark van die verbond, rondom heeltemal met goud oortrek, waarin die goue kruik met die manna was, en die staf van Aaron wat gebloei het, en die tafels van die verbond. En daar bo op die gerubs van die heerlikheid, wat die versoendeksel oorskadu het, waaroor nie nou afsonderlik gespreek kan word nie. En nadat hierdie dinge so ingerig was, het die priesters wel gedurig in die eerste tabernakel ingegaan om die dienste te vervul, maar in die tweede, die hoëpriester alleen, eenmaal in die jaar, nie sonder bloed nie, wat hy offer vir homself en vir die sondes van die volk uit onwetendheid begaan, waarmee die Heilige Gees dit duidelik maak, dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is, solank as die eerste tabernakel nog stand hou nie. Dit was 'n beeld met die oog op die teenwoordige tyd waarin daar gawes en offers gebring word, wat hom wat die diens verrig na die gewete nie volkome kan maak nie, omdat dit net bestaan het in spys en drank en verskillende wassinge en vleeslike verordeninge wat opgelê is tot op die tyd van herstelling. Maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers, wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Tot sover. Alles in Levitikus 16 en die groot versoendag het na Jesus en die kruis gewys. Dit het die wyse waarop ek met die heilige God versoen kan word geskilder. Dit was 'n skaduwee, 'n tipe van hoe Christus jou gelowige met die allerheiligste God sal versoen. Hier in Hebreërs 9 word die struktuur van Levitikus beskryf, maar let op hoe beklemtoon die skrywer die beperkinge van daardie groot versoendag. Vers 8, die Gees maak duidelik, die weg tot die heiligdom is nog nie geopen nie. Ons kan nog nie voor die ark van die Here sy teenwoordigheid verskyn nie. Daar's reiniging wat plaasgevind het, maar is nie voldoende nie. Die volk kon die heilige God in hulle midde hê, maar nog steeds nie hom in die allerheiligste nader nie. Hulle was uiterlik gereinig, maar hulle gewete kon nooit volkome rus en reiniging van hulle sondes voor God ervaar nie. En dan die wonder van vers 11. Maar Christus het nou opgetree as hoëpriester. Hy het gedoen wat Aaron daar in Levitikus 16 gedoen het. Hy het die allerheiligste as hoëpriester binne gegaan vir versoening. Dis wat aan die kruis gebeur het. Hy was die beter hoëpriester. Beter, want hy het nie soos Aaron sy eie sonde gehad, wat hy eers moes laat reinig, soos Aaron met die bul, voor hy die bok kon bring nie. Hy was rein, onskuldig, vlekkeloos, volkome rein in sy lewe, en dis nie reiniging nodig gehad nie. En hy gaan by die beter tabernakel in. Hy het ingegaan, nie by die aardse allerheiligste nie. Die aardse allerheiligste was maar 'n skaduwee, 'n beeld van die ware allerheiligste, waar die Here se teenwoordigheid setel in die hemel, waar hy in sy volkome brandende heiligheid teenwoordig is, soveel so dat die serafs hulle oë en voete moet bedek en uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Dis die ware tabernakel, 'n vreeslike plek.
Hy het in daardie ware hemelse tabernakel ingegaan. En hy het as hoëpriester namens ons ingegaan. Nie met die bloed van 'n offerbul of 'n bok om versoening te doen, om plaasvervanger te wees vir ons sonde en ons ongeregtigheid nie, maar alleen leë hande het hy ingegaan. Sy offer, die bloed wat hy bring, sodat myne nie hoef te vloei nie, was sy eie. Hy die lam van God. Hy was die voldoende offer. Die sonde wat reiniging nodig gehad het, was my sonde. Die sonde van 'n mens. 'n bok kon dit nooit dra nie. Nooit ten volle nie. Sy bloed sal nooit dieselfde werd wees as die bloed van 'n mens wat die sonde gedoen het nie. Christus, hy die mens en ook God, hy die voldoende plaasvervanger, gaan vir my in. Hy gaan die brandende heilige teenwoordigheid van God binne met my sonde op homself. Hy dra die hel, die ewige dood, wat ek vergeld moet word vir my sonde, my onreinheid. Dra hy drink daardie beker in my plek. Sy bloed vloei voor die aangesig van die heilige God, sodat myne nie hoef nie. Ek voor hom kan kom en nie die dood hoef te vrees nie. En is beter, Christus se offer is beter hoëpriester, want is eens en vir altyd. Ons in vers 12 voor, waar die hoëpriester Aaron en sy afstammelinge jaar vir jaar hierdie offer moes bring, weer die reiniging moes deurgaan. Ons Here Jesus eenmaal ingegaan. Eenmaal voldoende reiniging is gedoen. En dis genoeg. Voldoende vir my versoening en dit bewerk vir my 'n ewige verlossing. Christus self is die hoëpriester wat die offer bring, wat vir my ingaan voor die heilige God, en hy self is daardie offer wat vir my gebring word. Sonder selfs hierdie tweede bok, die bok vir Asazel of wegstuur, verwydering, selfs dit het Christus gedoen. Waar is Jesus gekruisig? Buite die stad, buite die laar, hy's uitgelei, buite die tabernakel. Ons sondes is op hom en sy hoof geplaas, en hy is weggelei daarmee, die kruis op die skouer. Hy neem ons sonde, en hy verwyder dit voor die aangesig van God, verwyder dit uit ons midde uit, sodat die smet en die onreinheid daarvan nie meer aan my kleef nie. Vat dit weg, sodat wanneer God nou na my kyk, dan sien hy nie 'n onreine sondaar nie. Hy sien reinheid. Net reinheid, enkel reinheid. Daarom sing ons in Psalm 103 van Christus met die woorde: loof hom wat al jou ongeregtighede vergewe, al jou krankhede genees. Hy sal nie vir ewig twis nie vir ewig die toorn behou nie, so ver as die ooste verwyderd is van die weste. Oneindig ver, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Jesus, die man van smarte, deurboor en verbrysel vir ons oortreding, uit die stad gelei, buite die laar. Verwyder van sy volk, wanneer almal hom verlaat. Verwyder van God, waar hy uitroep: my God, waarom het U my verlaat? Soos hy gekruisig onder die vloek en straf van God, om daarmee God se wraak oor my sonde te bevredig. Dat daar niks vir my oorbly nie. In Levitikus 16 leer God ons dan dat die mens weens sy sonde en onreinheid God nie kan nader nie, sy teenwoordigheid nie eers kan sien nie. Wat nodig is versoening.
Bloed moet vloei, die aanstoot en skande wat teen God se heerlikheid deur ons hand gedaan is, moet vergeld word. Wraak moet versadig word, onreinheid moet wegneem word. Skort 'n plaasvervanger. Of ons gaan dit moet doen. Vir ewig, onder daardie vloek. In Hebreërs 9. Jubel oor daardie plaasvervanger. Ons Here Jesus Christus. Sy bloed vloei voor God sodat ons mag lewe. Jy sien, geliefde broer en suster, die wonder, die soetheid, die skoonheid van die kruis van die Here kan eers ten diepste verstaan word, geproe word, wanneer ons verstaan wat versoening is. Waarom versoening nodig is. Weereens, nêrens word God se vreeslike heiligheid en wraak getoon soos aan die kruis nie. Maar ook nêrens word God se onbegryplike liefde en ontferming gesien, gevoel, geproe soos aan die kruis van ons Here nie. Wanneer jy dan hierdie Paastyd oor hierdie naweek die kruis van ons Here Jesus herdenk, sien aan die kruis, sy lyding is my lyding, sy straf wat hy dra, my straf, sy beker wat hy drink daar, beker geskink vir my beker. Amen. Kom ons bid saam. Dis met 'n heilige vrees wat ons U nader. U openbaar U mag, U gesag, U skoonheid en reinheid, U heiligheid so dat ons tereg sidder wanneer ons dit sien. Ons sien, Vader, hoe deur die eeue die mens platval en sê dat hy ontbind wanneer hy U in 'n druppel van U heerlikheid sien. So dit maak dat ons diep neergebuig voor U kom, voor U heilige troon. Ons kom met vrees, maar nie 'n vrees wat wegdryf nie. Nie 'n vrees wat vervreem nie, maar 'n vrees wat juis liefde bewerk. Want ons sien saam met U heiligheid die genade, die goedheid, die ontferming in ons Here Jesus Christus. Hy vlekkeloos wat homself gee as ons offer. Ons prys U nou, ons sal U prys tot in ewigheid, vrymoedig, vol liefde en oorgawe aan U, vir die genade en die guns wat U aan ons bewys het, deur die bloed van ons Here Jesus Christus in ons plek. Ons prys U dat ons as gemeente dan voor U mag wees, mag lewe, gereeld voor U mag kom in hierdie veiligheid. U bly die brandende heilige God, 'n verterende vuur. Maar in Christus is ons veilig. Sy bloed bedek ons, sodat ons nie gebrand word deur U vuur nie, maar juis die vreugde voor U aangesig en die lieflikhede in U regterhand mag proe. Ons prys U dat ons vandag mag terugdink aan daardie offer. Met hart en met siel werp ons onsself op ons Here Jesus Christus. Sien ons altyd in Hom. Sien ons altyd rein en vlekkeloos net in Hom. En Vader, ons prys U dat ons nou weer vanoggend nog 'n dag in die week voor U kon kom. Seën ons naweek dat ons hart en gedagte werklik mag gerig en gefokus wees op ons Here Jesus in die kruis.
mag ons die soetheid en die diepte daarvan indrink en geniet. En bring ons weer Sondag saam. Dat ons weer ons harte en ons monde met U lof kan vul, ons buig voor U en na U woord luister. Ons prys U ook vir die genade wat U gee aan ons gemeente en ons geliefdes. Ons dankie vir die geboorte van 'n kleindogter, wat ons vanoggend met vreugde kon van hoor. Hoe dink aan U verbond, seën tog daardie dogtertjie. Ja, wil U haar en haar gesin gesond hou, skenk hulle gesondheid en vreugde in hierdie genade wat U gee. En ons het ook verneem dat U genadiglik een van U seuns na 'n tyd van lyding verligting gegee het, uitkoms gegee het deur hom na U te neem. En so bid ons vir Tannie Tilla en ook hulle gesin en familie, dat U hulle sal naby wees en vertroos met die kostelike waarheid van U woord in hierdie tyd. Hoor dan ons gebede, Vader, ons dank, ons lof en ons pleit in die naam van ons koning, ons hoëpriester en ons offer, ons Here Jesus Christus. Amen. Sing nou saam vir ons Here en ons loof hom. Ons loof en prys die Lam van God, vir sonde skuld geslag. Skrifbereiding 8 in vers 2 sing ons: U van die hemel hoog op aarde neer wou daal en ons vir God gekoop uit alle volk en taal. Die losprys was U bloed, wat U vir ons gestort het, waardeur ons rein gewas, 'n priestervolk geword het, en konings in die ryk van onverstoorbare vrede, om God te dien en eer in eindeloos ewighede. Skrifbereiding 8 of die nuwe nommer 5-3, daarvan vers 1 en 2. Geliefdes van die Here, ontvang sy seën. Die Here sal jou seën en jou behoed.
Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.